Vanoggend met ons praat na aanleiding van Romeine 8 vers 28. Sekerlik een van die bekendste verse in die woord van die Here, Romeine 8 vers 28, en ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Die storie word vertel, daar was 'n klompie Skotse vissermanne besig om te praat oor alles wat hulle al gevang het, en dan natuurlik, wanneer vissermanne bymekaar is, die grootte wat weggekom het. En een van hierdie skotte is besig om te verduidelik daarso van hierdie groot vis wat weggekom het, en toe hy so die groot vis, toe stamp hy die kelnerin wat verby stap, en hy stamp al die tee uit die hand uit, en het mors so teen die muur, en daar is haar die lelike vlekke teen die muur. Een van hulle neem dadelik sy pen, en hy begin te skilder op die muur. Hy neem daar die donker vlekke wat daar is, en hy begin iets maak daarvan wat mooi is, en soos wat hy skilder, sien hulle, hy is besig om hierdie pragtige bok te skilder. Hy was 'n Edwin Landseer, Engeland se beste skilder as dit kom by dieretonele. Weet jy, dit laat my dink ook aan die vlekke in ons lewe, aan die dinge wat gebeur, die toevallighede, die minder aangename dinge, partykeer regtig die traumatiese goed wat gebeur. God kom, en hy kom neem al daardie ongelukke, al daardie hartseer dinge, al daardie teleurstellings, en hy kom vervleg dit, en hy kom maak iets moois daarvan in ons lewens, en dis wat hierdie versie vir ons wil leer. Ons het 'n versekering, as ons hierso lees, en ons weet. Ons weet dit, wat ons glo God se woord. Jy sien, as jy nou vanoggend nie God se woord geglo het nie, dan sit ons hier en ons het eintlik geen hoop in hierdie wêreld dat dinge ooit beter sal gaan nie. Ons kan hoop, ons kan wens, maar dit is slegs wanneer ek weet, God het my lewe in sy hand. God is besig om in my lewe te werk. God het 'n plan, God het 'n doel in my lewe, en hy is besig om daardie plan uit te werk. As ek kan sê, ek glo, ek weet, dis nie iets wat ek net hoop, dat dit dalk so gaan wees nie, ek bou my hele lewe op die waarheid van God se woord. Die kinders, wanneer hulle nou in die kinderkerk is, gaan vanoggend die storie lees van die koning daar in Jeremia 38. Jeremia is in die tronk oor sy woord wat hy bring, en die mense wil dit nie hoor nie. Die koning veral wil nie hoor dat hulle moet bekeer nie. Die Here sê vir Jeremia terwyl hy in die gevangenis, skryf 'n boekrol. Alles wat ek vir die volk gesê het, skryf dit neer en stuur dit. Stuur Barag, hy is die sekretaris, een wat die skryfwerk doen. Hy moet dit vir die volk gaan lees. Barag hy gaan lees dit vir die volk, en daar's genoeg mense wat sê, ons hoor God praat met ons. En hulle neem dit na die leiers van die volk. Wanneer hulle dit hoor, dan sê hulle, ons hoor regtig, God's besig om met ons te praat. Kom ons gaan gee dit vir die koning. En dan gaan gee hulle dit vir die koning. En nou lees die koning dit. En elke keer, as hy so 'n paar paragrawe gelees het, dan neem hy sy mes. Daar staan so 'n vuurbak voor hom, en sny dit af, en hy gooi dit in die vuur. Hy wil nie God se woord hoor nie. Jy sien, en of ons nou die woord vat en ons dit gaan verbrand, of ons die woord vat en ons sit dit daar neer en ons lees dit nooit en ons steur ons nie aan God se woord en ons aanvaar dit, maak eintlik nie saak, dit raak nie my lewe en ek stel nie belang nie, is dieselfde. Ek kan hierdie verse gaan uitpluk en weggooi, ek kan dit verbrand of ek kan die Bybel daar los, maar tensy ek God se woord glo, gaan dit geen effek hê op my lewe nie. Vanmôre het ons die keuse om te kan kom en te sê, ek bou my lewe op die waarheid van God se woord. Ek weet, hierso hierdie versie kom en hy sê, ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Erns het ons as kinders van die Here dalk 'n idee gekry. Die Here wil my altyd so seën dat alles altyd net goed sal gaan met my. Daar sal nooit teëspoed wees, ek gaan nooit ongelukkig wees, ek gaan nooit 'n mislukking beleef, ek gaan nooit siek word, ek gaan nooit 'n ongeluk in my lewe wees. Ons lees in Romeine 8 vers 18, want ek reken dat die lyding van die teenwoordige tyd nie opweeg teen die heerlikheid wat aan ons geopenbaar sal word nie.
Hy kom en hy kom praat van lyding van die teenwoordige tyd, swaar tye, ook vir die kind van die Here. In vers 35 lees ons, wie sal ons skei van die liefde van Christus? En dan vra hy, verdrukking of benoudheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of swaard. Klink dit vir jou asof ons bestem is om al daardie dinge net so te ontvlug? Nee, die realiteit is, ons is in hierdie wêreld, ons is onderworpe aan baie van die dinge wat in hierdie wêreld gebeur. God kom en hy sê, ja, daar's baie dinge wat gebeur, maar God is steeds in beheer, en dis waaraan ons moet vashou, wanneer dinge in ons lewe nie vir ons sin maak nie, om te sê, ek glo dat die Here al hierdie dinge vat, en iets moois daarvan sal maak. En laat ons vir mekaar baie duidelik sê, ek kan God nie verantwoordelik hou vir die lelike in die wêreld, vir die bose in die wêreld. God is nie verantwoordelik wanneer mense verkeerde dinge doen, verkeerde keuses maak, en daar gevolge is wat hartseer in hierdie wêreld bring nie. Kan nie God die skuld gee daarvoor. Baie keer is dit ek self wat verkeerde besluite neem, en daar's negatiewe gevolge. Dit help nie ek sê, maar dis die Here se skuld. Dis my skuld, dis mense se skuld, dis die boosheid waarin ons leef, se skuld. Die wonder daarvan is dat die Here kom, en ten spyte van alles wat mense doen, ten spyte van al die lelike en die negatiewe, kom hy en hy sê, ek is bereid om dit te vat, en iets moois te maak daarvan. Ons lees hierso, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Alles ten goeie meewerk. Nou daardie woordjie meewerk in die Griekse taal is synergai. En synergai is, as jy hom net so hoor, dan klink dit so baie so sinergie, 'n woord wat ons baie keer hoor. Sinergie het die betekenis van, as daar 'n klompie faktore is wat elkeen op hulle eie werk, en jy gooi hulle almal bymekaar, dan is daar 'n sekere effek. Maar as jy al daardie faktore neem en hulle begin in interaksie met mekaar werk, en jy kyk dan wat die effek is, dan is daardie som totaal baie meer. Kom ek verduidelik gou. As jy 'n klompie mense het, kom ons sê jy het 'n klomp kenners op 'n spesifieke gebied. Jy laat elkeen van hulle op hulle eie aan 'n sekere probleem werk, dan kry jy 'n sekere aantal oplossings. Sit daardie mense almal bymekaar, laat hulle met mekaar gesels, saamwerk. Dis waar sinergie inkom, saamwerk aan die probleem, en die oplossings wat jy gaan kry, gaan soveel beter wees. God kom en hy kom sê, weet, daar's hierdie verskillende faktore in ons lewe, party van hulle is positief, party van hulle is negatief. Gooi hulle almal bymekaar, en ons sit in 'n groot gemors baie keer. Maar wanneer God kom, dan kom hy en hy kom maak daardie verskillende faktore saamwerk. God het die vermoë om uit die chaos, uit die lelike, iets moois te kom maak, wat werklik waar die moeite werd gaan wees in ons lewe. Daar's 2 baie mooi voorbeelde in die Bybel hiervan. Onthou jy die storie van Josef in Genesis? Josef wat deur sy broers verkoop word, hy beland as slaaf in Egipte, al die lelike dinge wat daar met hom gebeur. Baie jare later is daar so 'n groot droogte, daar's nie kos nie, en sy broers moet in Egipte kom kos koop, en hier kom sy broers en hulle kom voor hom. Nadat sy pa dood is in Genesis 50, is die broers baie bekommerd, Josef gaan nou wraak neem. Nou kom Josef en hy kom sê hierdie woorde. Hy sê in Genesis 50 vers 20, want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit ten goeie gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Hy sê, ja, julle het verkeerd gedoen. Maar God het die verkeerde wat julle gevat het, omskep in iets wat tot almal se voordeel is. Die ander voorbeeld is Job. Dink 'n bietjie aan Job en al die hartseer waardeur hy gegaan het in sy lewe. Lees ons Jakobus 5 vers 11, dan sien ons eintlik die beste kommentaar op Job se lewe. Kyk, ons reken hulle geluksalig wat verdra. Julle het gehoor van die lydsaamheid van Job, die volharding van Job, en julle het die einddoel van die Here met hom gesien, dat die Here vol medelee en ontferming is.
Toe Job op die ashoop gesit het, die laaste ding waaraan hy kon dink, is dat God vol medelee en ontferming is. Baie keer dieselfde in ons lewe. Wanneer ons in die krisis is dit moeilik om enigstens sin te maak van dit wat aan die gang is in ons lewe. As ons net daardie geloofsperspektief kan kry om te sê, ek weet God is goed, ek weet God is in beheer, ek gaan nie my vaskyk teen die huidige dilemma's, teen die huidige seerkry en die huidige swaar van my lewe nie, ek kyk verder en ek glo, God is in beheer, ek glo, God laat al die goed meewerk, want God het 'n plan, ek weet dat die Here vol medelee en ontferming is, ek weet dat ek 'n God dien van liefde, ek weet dat die Here my nooit ooit in die steek gaan laat nie, ek weet al verstaan ek nie wat in my lewe gebeur nie, dit maak nie saak nie, dit verander nie aan die waarheid dat God in beheer is nie. Kom ons wees eerlik, baie keer verstaan ons nie wat gebeur nie. Daar kom tye wat ons net moet sê, ek weet nie. Ek weet nie hoekom jy deur hierdie swaar tyd gaan. Ek het nie vir jou 'n antwoord hoekom jy midde in hierdie krisis is, maar wat ek weet, en dis hierdie waarheid van Romeine 8 vers 28, ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Vir baie jare was daar hierdie woorde in hierdie vers wat vir my bekommer het. Ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Nou was altyd daardie worsteling in my, en dis hoe ons groot geword, en dink dis hoe baie van julle groot geword het, daardie worsteling van, is ek goed genoeg, dat die Here vir my sal seën? Het ek die Here lief genoeg? Want hierdie versie sê, ons weet dat vir hulle wat God lief het. Met ander woorde, as ek nie die Here lief genoeg het nie, dan geld hierdie nie vir my nie. Jy ook baie keer hierdie versie so geïnterpreteer. Jy sien, as ek nie goed genoeg is, dan gaan die Here my straf. Slegte dinge met my gebeur, is omdat die Here my straf. Totdat ek op daai plek in my lewe gekom het, wat ek besef, maar dis nie God se hart nie. Jy sien, as ons lees, wat Paulus sê, hulle wat God liefhet. Ons moet hom in konteks lees in die eerste plek. Vir 11 hoofstukke, tot en met Romeine 12 vers 1, is Paulus besig om 'n fundament, 'n teologiese fundament te lê. Nêrens kom hy by die praktyk van die lewe. Dis eers by hoofstuk 12 vers 1, waar dit baie prakties begin raak. Wanneer ons hierso lees, hulle wat God lief het, is hy nie besig om 'n hele teologie te bou oor hoe lief jy God het. Hy is besig om 'n kategorie te skep. Dit is 'n beskrywende term van hulle wat aan die Here behoort. God se mense is mense wat die Here lief het. Dit is nie iets wat ons kan kwantifiseer om te sê, 'n bietjie lief, baie lief, genoeg lief. God kom en hy sê, as jy my kind is, dis die mense wat vir my lief het. Nou weet ons uit die woord al vir ons baie duidelik ook gesê, die liefde wat ons vir God het, is eintlik niks, dis hy wat vir ons lief het, ons reflekteer maar net daardie liefde, en dis skryf dit in Johannes 4 vers 10 en vers 19, baie duidelik. Die inisiatief is eintlik by God, die liefde wat hier in my hart vir hom is die liefde wat hy hier vir my plaas. Nie vasval in daardie denke van ek is nie goed genoeg, so ek kan nie staat maak op hierdie belofte wat die Here vir my gee nie. Beteken dat ek kan leef soos ek wil? Juis nie. As ek verkeerde dinge doen, gaan daar negatiewe gevolge wees. Ek dink nie in terme van die Here wat my straf nie, maar die Here gaan nie keer dat negatiewe gevolge in my lewe plaasvind. Maar ek kan nie elke slag as iets verkeerd loop, myself gaan afvra, hoekom is die Here besig om my te straf? Hoekom doen die Here dit? Wat het ek verkeerd gedoen? God wil jy sê ons moet op die punt kom waar ons met 'n versekering deur die lewe kan gaan en kan sê ek weet. Weet jy, dit laat my dink aan Johannes 9 waar die disippels na die Here Jesus toe kom en hulle kom vra vir die Here Jesus 'n vraag wat vir hulle sin gemaak het. Hulle wou 'n antwoord daarop hê en ek dink vir baie van ons ook. Hulle kom by 'n man wat blind is blind van sy geboorte af. Vers 2 Johannes 9. Rabbi, wie het gesondig? Hierdie man of sy ouers dat hy blind gebore is? Wie is verantwoordelik hiervoor dat hy blind is, Here? Jesus kom en hy sê, hy het nie gesondig nie.
En sy ouers het ook nie gesondig nie, maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Maar die werke van God moet in hom geopenbaar word. Wanneer jy in die krisis is in jou lewe, die werke van God moet in jou lewe geopenbaar word. Gaan daardeur, hou vas aan die Here, vertrou die Here om dit uit te werk in jou lewe, maar weet dit, God het 'n groter plan. Duideliker as wat ons dit hier kry, kan ons dit nie kry nie. En ons weet, dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk. Maar nou moet ek ook sê, ten goeie beteken nie noodwendig dit wat ek dink goed is vir my. Ten goeie beteken nie noodwendig ek gaan altyd gelukkig wees en geen teëspoed hê nie. Dis waarom ons die versie moet klaar lees. Hulle wat na sy voorneme geroep is, want die wat hy van tevore geken het, het hy ook van tevore verordeneer of bestem, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. God se groter plan in jou lewe is nie sodat jy net gerieflik sal wees. God se groter plan in jou lewe is dit, dat jy sal word soos Jesus, dat jy meer en meer die karakter van Jesus in jou lewe sal begin weerspieël. God wil jou verander. God wil jou net los soos jy is, soos die dag toe jy tot redding gekom het nie. God's met 'n proses in jou lewe besig. En God kom en hy kom vat alles wat gebeur in jou lewe en hy laat alles meewerk sodat jy meer en meer kan word soos Jesus. Dis die ten goeie. Wat ek en jy kan doen is net om te kom en te sê, Here, dankie dat ek kan weet, U is in my lewe besig, U is 'n goeie God, ek vertrou U, Here, U het 'n plan, ek aanvaar dat U die beste weet in my lewe. Daar's 'n gerusheid wat ons kan hê. As ons hier in Romeine 8 lees, daarvan vers 31, wat sal ons dan van hierdie dinge sê? God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Wanneer dit swaar gaan in jou lewe, om te kan sê, ek weet God is vir my. Niemand kan teen my wees nie. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het. God wat bereid was om sy eie seun aan 'n kruis vas te laat spyker. Hoe sal hy nie saam met hom, saam met Jesus, ons ook alles genadiglik skenk? Uit genade alles wat jy nodig het vir jou gee. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. God verklaar jou regverdig. Die wonder is, God kom nie met 'n veroordeling na jou. Dis waarvoor Jesus gesterf het, sodat jy vrygespreek kan word. Romeine 8 vers 1 sê so mooi, daar's geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Jesus is nie ergens in die hemel besig met sy eie ding, nie. Hy's intens betrokke by my en jou lewe. Wie sal ons skei van die liefde van Christus? En miskien moet ons daar vra, wat sal ons kan skei van die liefde van Christus? Soveel goed wat daar genoem word, maar dan vers 37, en al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars. Begin jouself sien soos God jou sien. Meer as oorwinnaars. Jy sien, 'n oorwinnaar is iemand wat gewen het. Wanneer jy meer as oorwinnaars is, dis Christus het die oorwinning behaal in die kruis. Hy kom en hy kom gee dit vir jou, ek is meer as 'n oorwinnaar, en dis duidelik deur hom wat ons lief gehad het, want ek is versekerd, versekerd, nie onseker daaroor, nie ek wonder, ek hoop nie, ek is versekerd dat geen dood of lewe of engel of owerhede of magte of teenwoordig of toekomende dinge of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus ons Here is nie. Waaroor ek so dankbaar is, as kind van die Here, kan ek my lewe bou op hierdie kosbare woord van die Here. Maar ek wil afsluit net met hierdie gedagte nog. Hierdie geld net vir hulle wat aan hom behoort, vir sy kinders. Ek kan nie vir 'n ongelowige gaan sê,
Glo maar net alles sal uitwerk, jy sal sien. Want ek het geen rede, geen grond om dit vir iemand te sê wat nie die Here in sy lewe het nie. Dis 'n valse hoop. Op grond waarvan sê ek dit vir iemand? Ek kan dit net sê as ek weet, hierdie versie is op my van toepassing, is op iemand van toepassing, wanneer dit waar is, ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is, met ander woorde, hulle wat aan hom behoort. So ek vra vir jou vanmôre, en hiermee sluit ek aan nou af. Is jy in daardie klas mense wat deur die lewe kan gaan met daardie versekering, ek weet God se beheer van my lewe, ek tel voor die Here, ek is 'n individu wat vir hom saak maak, want Jesus is my verlosser. Dis die kwalifikasie. Dis wat jou die reg gee om hierdie te glo en jou lewe te bou hierop. Jesus is my verlosser. As dit nie is nie, dan wil ek vanoggend vir jou kom uitnooi. Kom en maak jou lewe net oop vir die Here. Miskien sê jy, maar ek verstaan nie al hierdie dinge nie. Dit is nie nodig dat jy alles verstaan nie. Wat die Here vra is daai bietjie openheid in jou lewe om te kom sê, Here, ek is bereid, ek vra dat U in my lewe kom werk. Of ek jy goed verstaan of nie, Here, dalk verstaan ek dit later, maar dit is eintlik bysaak. Wat saak maak is, ek wil God 'n kans gee om sy doel in my lewe te kom uitwerk.